Goeiemôre, lekker dag, net voor winter hier in Oudtshoorn. En ek is baie gelukkig dat ons eerste burgemeestersprogram kan uitsaai. Nou by my, dit kom vanselfsprekend, het ons die burgemeester van Oudtshoorn, is dit nou raadslid Johan Allers. Ja, Gavin, baie dankie. Ja, ek is raadslid Johan Allers. Nou, kom ons val sommer met die deur in die huis. As ek nou die meier, soos die mense maar daar in die gange sê, raakloop in die pad, hoe spreek 'n mens as Jan Alleman die meier aan? Dood eenvoudig. Hallo Johan. Net hallo Johan. Ja. So, van daai kan ek aflei dat u 'n mens is. Is dit hoe u wil geken word as Johan die mens? Ja, asseblief. Ek dink 'n titel is nie altyd, jy weet, 'n titel is misleidend want jy hierdie ding nie tydelik. So, maar ek bly Johan en ek sal altyd Johan bly. So ek het nou nie regtig 'n groot ding met die ding van 'n titel voor my naam nie. Okay, so ek gaan maar sommer sê Johan, maar as ek Meyer sê, weet man net, dis uit respek. Daar's 'n paar dinge wat ons wil bespreek gedurende hierdie sessies en vandag veral is daar 3 groot aspekte wat ons aan wil raak. Die eerste ding is, en dit raak so half van die geskiedenis van die dorp ook, maar die museums op die dorp. Dan is daar ook iets groot wat in Oktober gaan plaasvind, die ander kant by die Rus, en dis in Meyringspoort, dis die marathon. En dan laastens Woensdag, eerskomende Woensdag is daar 'n groot gebeurtenis hier op Proefplaas. Dis nou die Boeredag wat daar gaan plaasvind. Maar om terug te kom, Meyer, kom ons praat eers oor die museums. U is baie opgewonde toe jy ingeloop het oor die museums en die toestand waarin dit is. Kan jy so 'n bietjie uitbrei, hoe lyk ons museums op die oomblik? Gavin, baie dankie. Ek dink museums is so belangrik vir die dorp. Daar was bietjie probleme geweest. Die museum was toe, soos almal weet, so net na Desember en goed. En daar het 'n span mense ingekom, vrywilligers onder andere, en hulle het regtig moeite gedoen met ons museum. Ek praat nou spesifiek van die museum wat gelees op die hoek van Baron van Reede en Voortrekkerweg. Ons het hulle die museum toegemaak vir 'n periode van tyd, en toe het hulle baie moeite gedoen om daai perseel verskriklik oor te doen, mooi te maak en reg te maak en so aan. Die museum is nou weer oop, daai museum, en gister het ek die voorreg gehad om ook by die museum by te woon in die dorpshuis wat ons noem in Hoogstraat. Daar het hulle ook verskriklik moeite gedoen, dieselfde komitee, om net terug te kom na die museum. Die museum bestaan uit 'n museumraad, wat uit vrywilligers uit gekies word in die dorp, en dan op daai museumraad sit dan natuurlik ook 2 raadslede, om die rede die museum dan nou ook aan die eiendom van die museum, laat ek sê, die gebou behoort aan die munisipaliteit en ons verhuur dit aan die museumraad. So die museumraad het dorpshuis reggemaak en dit lyk pragtig daar. Ek het gister die funksie bygewoon en goed, en is absoluut noodsaaklik dat mense moet weet wat gaan in 'n museums en hoekom dit so belangrik is. Wat maak dit 'n museum belangrik? Toeriste kom Oudtshoorn toe of na enige plek toe, en hulle groot doel is, of wat hulle na kom kyk, is museums. Wat het gebeur in hierdie dorp? Hoe het hierdie dorp tot stand gekom? Dit is wat toerisme trek na 'n dorp toe. En as jou museum toe is of nie in gebruik is nie, dan is dit maar 'n moeilike ding vir daai mense om terug te gaan om geskiedenis te gaan vertel van 'n dorp. En ek dink dit is die belangrikheid van 'n museum, is dat ons absoluut fokus op toerisme terug te kry en in hulle hordes terug te kry in Oudtshoorn, en dan moet die museum die groot rol speel binne in daai toerisme wat die dorp besoek. Ja, so dit lyk asof toerisme self 'n baie belangrike aspek is. Nou ek soos die Engelsman sê, I'm stating the obvious hierso, maar meer so hier in Oudtshoorn, hoe belangrik presies vanuit u oogpunt is toerisme en die feit dat ons hierdie toeriste aantreklikhede moet beskerm en moet bevorder? Nee, toerisme is die grootste ekonomiese inspuiting in Oudtshoorn is toerisme. So ons moet dit absoluut beskerm, en dit is toerisme is, ek slaap droom in toerisme, so toerisme is heel voor in my lysie van prioriteite in Oudtshoorn. So ons moet dit beskerm, ons moet dit uitbou, ons moet voortbou op dit wat ons het.
Ons moet meer voete in die dorp kry. Ek het juis veranderings gemaak in ons struktuur ook, dat ons toerisme kan, ons toerisme afdeling in ons munisipaliteit groter is. Wat help nie ons sê, ons toerisme is ons grootste ekonomiese drywer nie, maar ons skeep dit af in die munisipaliteit se gedeelte nie. So dit is hoekom ek dit absoluut dryf, is die toerisme gedeelte. Nou, wat is die kanse dat ek as Jan Alleman vir u as die burgemeester by die museum gaan raakloop? Besoek jy die museums gereeld? Nee, jy gaan my gereeld by die tipe plekke kry, museums en so aan. Ek het 'n absolute passie vir dit, ek het 'n belangstelling in dit. Jy weet natuurlik, dit kom nou al van my familiegeskiedenis af. Min mense weet dit, maar my ouma Grootjie was een van die Jager susters gewees wat die Buffelsdrif plek daai jare besit het. En aan my pa se kant het die familie Allerse die gekom 1798 al af is hulle in die Rus gevestig. So ek het museums en dit is die plekke waar mens die geskiedenis optel en waar jy weer kan lees daaroor en so aan. So ek het 'n absolute beskermer oor of geïnteresseerdheid in museums en daai tipe dinge. Ja, nou, dit net sodat julle weet, nee, vir my wie redelik nie op die dorp is seker een van die eerste plekke wat ek gaan besoek het, net om 'n bietjie, jy weet, myself vertrou te maak met die geskiedenis van die dorp en hoe dinge hier werk, want museums vertel meer as net lekker prentjies en dinge om aan te vat. Nou, Meyer, van die een ding na die ander, het so 'n bietjie geraak aan veiligheid en toeriste en die feit dat ons mense moet trek na die dorp toe. Nou, daar's iets wat op die 11de Oktober hier in Meyringspoort gaan plaasvind, dis die marathon, wat nogal groot is, maar daar's veral een groot ding om na uit te sien. Wat is dit? Ja, Gavin, dit is nou, ek dink almal is opgewonde, ek weet nie of ek nou te vroeg is met dit nie, maar ek het verlede jaar moes ek die 21 km afsit en met die terugry, toe besef ek, hierdie is 'n gevaarlike storie, want die verkeer ry nog steeds in die poort en dit is ongemaklik vir hardlopers en so aan. En ek het toe nou my nek uitgesteek en gesê ek sal probeer aansoek doen dat ons Meyringspoort toe kan kry vir die verloop van die marathon. En het ek toe 'n gunstige brief ontvang van die advokaat wat beheer, wat die hoof is van die departement. En hulle het vir ons voorlopige toestemming gegee, onderhewig natuurlik aan ons vervoerplan wat ons moet indien. Maar ek het met die minister ook donderdag onderhandel en goed, en hy is ook net so positief, minister Mackenzie, die Weskaap ene, nie die ander ene nie. En hy is net so opgewonde oor die Meyringspoort, wat dit beteken vir Meyringspoort indien ons daai pad kan toekry vir daai 3 of 4 ure. Dus in die eerste plek is dit 'n baie stil tyd die middel Oktober. So die pad het nie baie verkeer op nie. En jy gaan bitter min, ek sal maar sê, mense wat wel dan nou ry beïnvloed om dit vir daai 4 ure toe te maak. Die voordeel van dit is dat die komitee wat die Darus Meyringspoort marathon reël, kan soveel meer inskrywings kry. Dit beteken hoe meer inskrywings kry, hoe meer ekonomiese groei is of ekonomiese aktiwiteite gebeur daai dag in Darus, wat natuurlik die dorp geweldig help. Onthou, ekonomiese groei beteken noodwendig dat mense ergens in die dorp wat nie 'n werk gehad het dalk nie, miskien oor daai week van die Meyringspoort 'n werk kry, dat daar kos op 'n tafel is. Ek dink dit is die belangrikste ding as ons kyk na ekonomiese groei en ekonomiese inspuitings. So die Meyringspoort gaan die jaar met ander woorde baie groter kan wees. Die organiseerders sien verskriklik uit daarna dat hulle meer mense kan akkommodeer. Die pad is toe, so met ander woorde jou waterpunt, mense wat die waterpunte beman, kan in 'n veiliger omgewing werk, hulle kan baie groter uitbrei. En natuurlik die ander ding is die Meyringspoort kan op een punt begin en reguit deur die poort hardop aan die ander kant uit. Wat op hierdie stadium moet ons by mekaar kom in die middel van die of nie in die middel nie, maar by 'n toiletgerief of 'n parkeergerief area, dan moet die atlete terug hardop klassroom toe en dan weer omdraai en terug hardop wat ook nou nog sy eie uitdagings gehad het. Nou kan ons op een punt begin, so ek dink dit is vir almal net voordelig die Meyringspoort hierdie jaar. Nou net om terug te kom met is dit minister Ricardo Mackenzie. Hy sê hy sien uit, gaan hy deelneem aan die marathon of gaan ons hom probeer oorreed?
Wel, hy ry daar 'n fiets sien ek, so ek neem aan hy het my nee, hy en sy hele span was opgewonde oor dit en ek neem aan hulle sal deelneem die hele span van sy kantoor. Ja, maar nou wonder ek net as dis glo die eerste keer in 30 jaar wat die pad gaan oopgemaak word. Hoe het ons dit reg gekry dat niemand nog raak gery is of raak getrap is oor die laaste 30 jaar nie? Ek dink wel, dis die eerste keer wat ons dit gaan toekry. Nie oopkry. Ja, ons gaan die pad toekry, ja. Nee, ek dink dit is maar net genade. En ons was net gelukkig tot nou toe. Nou ja, daar so veiligheid. Eerste is soos hulle sê uppermost in the minds of the municipality. So as jy nou nog hier ingeskryf het, 11 Oktober is dit die marathon daar by Meyeringpoort. Maak seker dat jy nie net jou inskrywing kry nie, maar nooi sommer van jou pelle van oral oor die land en oor die wêreld om te kom deelneem hier by ons marathon. Dan eerskomende Woensdag is daar 'n groot makiti wat gehou gaan word hier op Proefplaas. Dis nou die boeredag wat daar plaasvind, die Departement Weskaap Landbou en in samewerking met Klein Karoo Agri bied dit aan. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Ja, dit is Woensdagoggend, die komende Woensdagoggend bied die Departement 'n Landboudag aan. Dit begin 9:00 by die Proefplaas. Daar's verskeie sprekers daar's verskeie uitstallers en ek nooi alle belangstellendes om Woensdagoggend by die proefplaas te wees en die dag te kom geniet saam met die departement as ook Agri in Oudtshoorn. So dis nou eerskomende Woensdag 21ste. Nou Meyer, net om terug te kom na u en die mense van Oudtshoorn. As daar nou iemand hierna kyk en hulle het 'n vraagie wat hulle aan u wil stel of hulle 'n bydrae te lewer of 'n voorstel om te maak, hoe maak mense kontak met ons burgemeester hier op Oudtshoorn? Ja, daar's verskeie maniere. Die maklikste is die 044 203 3000 nommer te skakel en dan maar net vir die kantoor te vra. Die ander is my e-posadres is allers oudtmin.gov.za. Alles is klein lettertjies aan mekaar. En ons het 'n Facebookblad ook die Meyer Oudtshoorn wat jy kan oopgaan en reageer op. So daar het jy dit nou as jy met ons burgemeester. Ek gaan dit weer herhaal. Dis 044 203 3000 en dan kan jy jou boodskap los, jy kan jou vra daarso en dan sal die Meyer terugkom na jou toe. Of jy kan net 'n e-pos stuur, dis allers@oudtmin en dis oudtmin.gov.za of die Meyer.za. Ja. Of die Meyer op Facebook. Dis so maklik soos dit. Meneer Allers, het was vir my 'n plesier om hierdie eerste potgooi van ons op te geneem het. So ek sien uit na hope wat voor lê. Baie dankie dat u die tyd geneem het om te kom. Kevin, baie dankie. Dit is absoluut 'n voorreg om saam met jou te gesels het vandag. As volgende week is ons weer terug met die tweede uitgawe van ons potgooi hier met die burgemeester van Oudtshoorn. Net weer eens daai kontakbesonderhede 044 203 3000 of jy kan 'n e-pos stuur aan allers, dis allers@oudtmin.gov.za of gaan soek net vir die Meyer op Facebook en dis hoe jy kontak maak hier op Oudtshoorn. Tot volgende keer.